We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Never seen a girl that's so jolly. All I want is you, you're my sherry, my sherry. Oh, oh, oh. As julle, soos nou by Rietspruit, ons hier vir 2 aande. Ons het weer dieselfde soms, ons gelukkig weer dieselfde soms gekry. Ek het eintlik 5 en 6 geboek, maar die oom het gesê ons kan opkom, die mense het uitgegaan het hierso by die soms. So ja, soos julle weet, ek hou baie van die vlakwater hier tyd van die jaar. Ons sit weer op 38 en 39. So jy kan sien daarso. Ons gaan weer vlakwater hengel. Ek is eintlik baie bly daaroor. So my stokkies gaan weer na daai baai toe. Kom ons kry gou die stokkies goed reg. Kom ons pak gou af. En ek wil gou deur wat ek weer gaan gebruik. Ek gaan weer dieselfde gaan as wat ek ewen ook by Aqua gebruik het. So ja, ek ons hou ons duim vas. Kom ons kry 'n paar visies. Die stokke is nou reg, so gesê het, ek gaan daai hele bank daar affish. Ek gaan my merker goed uitsit, ek sal julle presies wys waartoe ek gaan en waar my merker is. Ek julle gou kan wys hier so hoekase. Soos julle nou al weet, eerste stok gaan definitief 'n 2-ton plan wees. Middelstok 'n pineapple dumbbell. Dit is 'n wafter, is nie 'n pop-up nie. En dan 'n mulberry dumbbell. Albei wafters, hierdie ene stok wat 'n pop-up op het. Ek gaan net voer in die mielies geboes 'n bietjie pineapple. En ja, kom ons gaan drop gou die stokke. Ok julle, soos ek julle gesê het, ek gaan nou gou die eerste stokkie drop. Ek het 'n merker en goed saamgebring. Voergewys gaan ek weer eens net mielies, gekraste mielies bietjie in en dan 'n pineapple liquid booster oorgesit. Ek het dit gou gewys hierso. So dis dit, so jy kan sien is net mielies, hier en daar is al fyn stukkies mielies tussenin en dan die 2-ton pop-up. En dis dit. So moet ek wys julle gou-gou waar kom gaan drop. Ek gaan my uitsmerker uitsit, ek gaan rondom hom voer en ja, dan die stok drop en dan hoop vir 'n vis of 2 vanaand. Ek weet die vis loop ook hier in die aand. Nie sommer hierdie dag nie. Dit lyk of ons bietjie reën gaan kry, so jy kan sien is bietjie donker agter my. Maar ja, as ek gou net 'n view kan gee, ons is in die baai. Ons vis glad nie oop water nie. Okay, wel ons is in die oop water, maar ons vis glad nie die opposite margins nie. Ons gaan net in die middel van hierdie baie vis. En dis dit. So ja, kom ons drop gou die stokkies, kry die merker uit en dan vat ons gou die tweede stokkie in. Okay, so my tweede stok gaan nou gou drop. Dis die enetjie met die pineapple wafter. Ek gaan gou wys my eerste stok het ek daar gedrop. So jy kan sien daar is die merkertjie, die oranje uitblok. Ek sien is baie in die sloep. Ek vis baie in die sloep. Ek gaan die tweede stok omtrent net so 15 meter voor hierdie gras drop en die ander stok net bietjie nader aan die oorkant. So sien ek het baie gras om oor te gaan, so ek roei maar oor die gras tot ek by oor die gras kom en dan gebruik maar die motortjie. Nou jy sien weer eens al die stokke gaan net mielies wees. Ek gaan niks anders bysit nie. Ek gaan nie die pellets of enige hemp seed of daai goedjies saam bysit nie, net mielies. So ja, kom ons drop gou hierdie stok en dan drop sy laaste ene en dan slat gou die tente goede op, kry alles reg. Dan soos ek sê, dit lyk of die reentjie op pad is, dan my gaan ons verseker vang. Die stok gaan ek sommer iets drop, so jy kan sien daar is die lyn. Is nie baie ver van die ander merker af nie. So kom ons voer gou 'n bietjie. Ek sê gaan die mielies net baie sprei. Gooi maar so 3 of 4 extra handjie vol. Daar is hy, en dis dit. My 3 stokke is nou in, soos ek julle gewys, ek het een by die merker gedrop, een net links in die merker, so die een stok lê presies oor daai paaltjie daar, ander stok oor daai boompie, en dan my derde stok het ek baie net agter die gras gedrop, want ek weet 90% van die vis die kom hier agter die gras ook uit. Dan gaan my pa 2 stokke drop, syne gaan ons een ook agter die gras, een bietjie dieper, en dan gaan ons begin kamp opslaan, ons het 'n lekker potjie in die gang, en dan gaan ons net rustig wees. Like a dog without a bone.
the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Ek as julle ons stok is nou in, ek en my pa se stok, een van die stokke was op 'n two-tone plan pop-up van DB Bytes, ander stok het ons opgesit, 2 Mulberry kabooms met 'n pink artificial. Ons het daai netjie gespom, ons het so 30 spoms uitgesit op so 17,5 reps, net hier agter die gras, en ons het hom net daar uitgeskiet. So ek sê my stok het ons gaan erop, ook een naby, 2 ver, as ek sê die reentjie is op ons, so jy kan die weerlig goed hoor, hy is kwad, hy begin klaar reën. So die tenkie goed staan daarom al, so ons gaan nou gou alles goedjies in die tent sit. Ons potjies is al klaar in die gang. So ja, kom ons kry die ligting goed op en dan hooplik wys vir julle visie later. Hulle so die potjies in die gang. So ek sê die windjie is bietjie rof. So ek 'n windjie vir die keel. So ja, van nou af kan dit net beter gaan. Oké, so is nou 6:30. Ons gaan gou Dewald se stok drop. Ons hy het sy een stok uitgegooi op 17,5 reps. Hier Dewald. Middag julle. Hoe het jy gemaak met jou stokke? Ek het my een stok gegooi 18 reps. Wel 18 reps gespom, 7,5 reps gegooi. Ek het pineapple tiger nut op met geel fake muis. Loop maar vir die beste. Hoeveel spoms het jy? 35 spoms uit te sit op een spot. Dan gaan ons na die ander voer. So julle kan sien, maar voer lekker baie voer. 'n bietjie gesout met die DB Bytes se pineapple. Ons voer net pitte. En wat ek vang is 'n herrick met baie patty op. Mulberry pop-up en 'n oranje fake muis. Ons gaan hierdie stokkie so 10 meter, 15 meter van die oorkantste margin afdrop. Ons sien hierso is wel baie gras. So ons gaan nie tot teen die margin nie. Ons moet in 'n geval oor gras kom as een van ons stokkies loop. So dit gaan 'n bietjie van 'n storie wees. Ons gaan daar oor die gras moet kom, hier binne die gras moet ingaan. So ons gaan ons gaan teen in die gras drop, maar net so na as moontlik om die vis terug te kan bring. So ja, kom ons drop gou die stok. Okay, so waarvan ek gepraat het is, soos jy kan sien, al hierdie watergras hier bo op die oppervlak. So as ek of een van ons 'n vis gaan kry, gaan ons moet deurroei. Dit is onmoontlik om die motortjie te gebruik. Nou julle kan sien hoe sulke lekker. So ja, at least die stokke nou in. Ons kry 'n paar vetties. Hoor jy lekker? Bra. Too much. Jy gaan nou baie van hierdie kry vanaand. As hy stokke vir my so hardloop, jy gaan inroei, uitroei, stokke in, stokke uit. Sê jy? Solank my pens vol is. Ja. Als of my paal. As julle, Dis amper vis, dis die vis voor. tot met hardloop. Dis eerste visie. Oh. Dis op weer is op baie two-tone. Ja. Happy days. Mooi kom in. Dis lang kop. Wat sê? As jy wat 11, 12 kilo. Check dit uit. Dis, gaan kry nou Vol energie. lieflik. Wat sê, hoe op die eerste een? As hy, hoe voel jy? Ja, baie happy. Van nou af kan het net beter gaan. Ga bank toe. Kry gou die vis uit. Gaan wys julle gou lyk hy. Sien hom op die bank. Goeiemôre julle. So is dit vanoggend net so na 2 hierdie mooi visse kry. Hy's op die kop 9.9 kilos. Weer eens op die two-ton pop-up. Maar wys julle gou lyk hy. Ons moes hom gaan haal met die boot om redde al die gras.
Daar is die meters wat ons kan hierdie gras bring nie. Ja, ons ys is gebreek. Kom ons vang nog 'n paar. Julle kos het weer die vis terug. En hierdie was een van die 3 runs van gisterand. Ons ongelukkig die ander 2 verloor. Ja, ons gaan gou laaste kyk. Mooi vis. As julle net 'n update oor gisterand, ons het nog 2 pick-ups gehad. Ongelukkig al 2 vis verloor. Ek het gesien vanoggend ook uitgaan, dit was net so na 4 die oggend. Daar's 'n boomstomp in die water met gras rondom. Ons het dit nou nie gesien toe ons gaan drop het nie. So ons het ongelukkig al 2 vis daar verloor. Maar die stok is nou weer in. Ek het bietjie verander. Ek het 1 stok uitgehaal. Ek vang net met 2 stokke. Omdat ons so baie lyne goed in die water het, is bietjie moeilik om met die bootjie in en uit te gaan. So ja, die stok is nou in. Ek weet die vis loop nie sommer hierdie dag nie. Ons sal vis kry van vanaand af. So kom ons kyk wat gebeur en dan hou ek julle op hoogte. Okay, julle, ons gaan my pa se stok drop. Soos jy kan sien, ons gaan hier so 'n sweet corn pop-up opsit. Dis 'n 14 mil van DB Baits. Met dit gaan ons net mielies drop. Daar's 'n sweet corn liquid booster ook in. Ons gaan hom omtrent so, soos jy kan sien, is ons baie gras hier voor ons. So ons kan nie letterlik na die margins toe gaan nie. So ons moet so 10-15 meter voor die gras drop. Maar ja, soos ek sê, daar's my merker. My merker is hier voor my. Ek gaan my pa se stok bietjie nader aan myne drop. Ek het myne juis opgeskuif omrede die pick-ups net van die een stok afkom. So kom ons drop gou die stok. Ons gaan al die voer afgooi. Ons kyk maar om die voer so ver as moontlik uitmekaar uit te sprei. Ons wil nie alles op een hoop sit nie. So kom ons drop hom gou. En ons gaan voel die bodem. Dis diep daar. Ja, hy's kliphard. Yes. Ja, daar is 'n mooi spot. Julle sien ons voer lekker wyd, nie net op die riek nie. Ons voer so oor die riek ook. Net vir ingeval as daar meer as 1 vis is, dat ons die vis in hierdie area kan hou. En as ons weer kan drop, kan ons miskien net 'n uur of 2 wag vir die volgende pick-up. Dit is 'n ding ek voer baie, maar hierdie is nie eens 'n kilogram se voer nie. Dit is bitter min. Daar's hy en dit is dit. Ja, so gaan die stokkie gaan terugvat bank toe. Gaan my pa se ander stok kry. My stok het weer gaan drop, so gesê ons ongelukkig daai 2 vis gisterand gedrop. Die wat ook 'n pick-up gekry gisterand. Maar ons het nie al daar gebeur, ons weet nie of dit 'n bauer was nie, want hy vis letterlik teen die gras. So dit is bitter moeilik om 'n indikasie te kry. Veral as ons lyn nie oor die gras lê hierso. Enige backbites goed, jy kry glad nie 'n indikasie nie. Jy sal miskien die volgende oggend agterkom as jy 'n stok wil oordoen dat daar miskien 'n vis op is. So ja, kom ons kry 'n stokkie op die bank, kry die ander en drop hom gou en dan hoop ons kry 'n paar visies. Hierdie stok is ook 'n pop-up, ook 'n geeler, maar is net 'n citrus pop-up. Ons doen dieselfde metode met hom, ook mielies, selfs met die sweet corn. Hier is 3 ons casting net op. Ons het hierdie stok gebruik om te kaas. Ons het gespomp op 18,5 wraps. So kom ons drop hom gou. Sien hier begin die gras nou goed nie, dan gaan mooi kan sien nie. Ons ek is reg rondom nie kyk, dis net gras hier onder die water. So ek gaan hom net voor die gras sit. En net voel hoe die bodem is. Nou, is ook in die gras. In die gras. Hier baie gras hierso. Kom 'n bietjie links op hierso. Dit is skoon. Dit is skoon daarso. Ja. Nou gaan ons gras. So sê is bitter moeilik om hierso in die aand te drop. Hier is vreeslik baie gras. Dit is mooi hard daar. Ons fiets hier ook net voor die gras. We gaan hom ook so wyd as moontlik voer.
So jy kan sien hierso, dis letterlik net mielies, daar's niks anders by nie, is net gekookte mielies. En dis dit. Okay, so my pick-ups wat ek gisterand gekry het was weer eens op die two-ton pop-up, een op 'n geel pineapple wafter. Is 'n klein wafter, ek sal al later gewys so lyk hy. Hoeklings gewys, ons fish steeds net met Ronnie rigs, deviled fish met herrings. Ja, maar hy is maar bietjie meer op die bottom bites. So ons kyk maar so tussen in mekaar wat werk, maar sover wat my lyk is die pop-up so goed wat vir my die best doen sover. Want dis so redelik baie stil. So die pop-ups lyk vir my doen goed. Maar so ek sê, somer altyd gewys, probeer altyd die vlakste waterteiken maak as ek na Wasdam toe gaan nie. Winter soek jy diepste water. So as sodra die water begin warm word, dan die vis beweeg uit die warm water uit na die kouer water toe. Sodra dit sonnetjie begin sak, beweeg die vis weer in die vlak water in. Sal om met die winter, as jy die winterfish met diep water. So ja mense, daar's baie aspekte van hengel. Dis net van kom na die dam toe en gooi jou stok in en die hoop van jy gaan 'n vis kry nie. So ja, of ons nou kan doen, die stokke is nou in. Ons gaan nou weer 'n koue enetjie drink, ons gaan hom geniet. En dan sukses baie warm hier by ons, maar dit lyk nie weer aanpak. So kom ons kom op die bank, gooi vir ons 'n koue enetjie. Raak rustig en hooplik wys vir julle 'n paar vis later. Cheers. So beweeg ons in ons finale aand in met die hoop van dat die vis op die voer sal kom. Maar van nou sit ons terug en geniet net die vuurtjie.